Een oggend ry Miele, die dapper polisievrou, saam met haar hondjie Dobie naby die groot bos. Die son skyn en alles voel baie rustig. Skielik spring Dobie regop op die sitplek. Woef, 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 blaf hy hard. Miele trap saggies die rem. Wat hoor jy, Dobie? Vra sy. Toe hoor Miele dit ook. Iemand roep diep uit die bos uit. Help asseblief, help asseblief. Miele maak vinnig die motor se deur oop. Kom Dobie, kom ons gaan kyk wie het ons hulp nodig. Miele en Dobie hardloop vinnig tussen die bome deur. Hulle spring bo oor takkies en hardloop verby groot klippe. By 'n groot oop plek in die bos sien hulle vir Mamma Beer. Haai, sy lyk baie bekommerd en die trane blink in haar oë. Wat is fout? Vra Miele sag. Mamma Beer wys na 'n groot gat in die grond. My klein beer, my beertjie, klein Callie, het in die gat geval, snik sy. Hy het dit nie gesien nie, want hy het geloop en speel. Van onder af hoor hulle die klein stemmetjie. Mamma, ek is okay, maar ek kan nie uitklim nie. Gelukkig het klein Callie nie seer gekry nie, maar die gat is baie diep. Mamma Beer sug. Ek weet nie hoe om te help nie. Miele glimlag kalm. Moenie bekommerd wees nie. Mamma Beer, ek het 'n plan. Sy haal haar polisieradio uit en roep brandweerman, kom in asseblief. Psst, brandweerman, kan jy my hoor? Psst, ons het 'n redding nodig in die bos. Dobie sit reg op langs haar, trots en dapper. Nie te lank daarna nie hoor hulle, wee-jo. En die brandweer stop by die bos en daar klim die brandweerman met die groot rooi hoed uit. Die brandweerman bring die leer nader. Miele, Dobie, julle moet nou vir my die leer styf vashou. Die brandweerman laat die leer in die gat afsak. Toe klim hy self baie versigtig af. Hy tel vir Callie op en sê vir Callie, jy moet nou styf vashou. En daar klim die twee uit, veilig in sy arms. Mamma Beer is so bly om vir Callie te sien en sy druk hom styf teen sy lyfie vas. Baie dankie julle dat julle vir Callie uit die gat uitgehaal het. Hulle was skaars klaar met hierdie reddingspoging toe kom die volgende boodskap in. Miele, kom in asseblief. Ons het twee oupa en 'n ouma wat se karretjie sonder petrol gaan staan het. Kan jy asseblief vinnig na hulle toe gaan en hulle help met 'n bietjie petrol? Miele en Dobie, baie dankie vir julle hulp. Ek en ouma was nou net op pad om vir ons 'n stukkie vleisie te gaan koop daar by die winkel daaronder. En oupa vergeet was nou maar deesdae so 'n bietjie. Toe ek vergeet om petrol in te gooi. Baie dankie, Miele. Ons sal nou regkom hier vandaan, hoor. Dit was 'n lang dag en teen die aand se kant ry Miele en Dobie huis toe. Hulle besluit om eers 'n draaitjie te gaan maak by oupa Henry en ouma Marlies. Hulle het altyd sulke lekker koffie en koekies en beskuitjies daar. Dan kan hulle vertel van hulle lekker opwindende dag wat hulle gehad het, van die beertjie wat hulle gered het en van die ander oupa en ouma vir wie hulle petrol gegee het. Toe die tweeetjies by die huis kom, trek hulle slaapkleertjies aan, borsel hulle tande en klim in die bed. Miele gaap. Ek wonder waar is Klas Vakie vanaand? Maar kyk mooi, hy sit daar bo op die kas met sy sakkie vol slaapsaantjies. Wanneer die lig afgaan, kom Klas Vakie saggies nader en strooi die saantjies oor die twee se oogies. Julle moet lekker slaap, Miele en Dobie, fluister hy. Miele glimlag en nou Dobie sug. En saam raak hulle rustig in die slaap en droom van al hulle avonture.